Ons het gister wêreldwyd Moedersdag gevier. Laat my toe om julle aan 3 moeders en hulle stories in die Bybel te herinner. Die eerste een is die geval van Hagar, die toekomstige moeder wat van Sara se woede af ontsnap het en na die woestyn gevlug het. Die Here het haar ontmoet en vir haar sy genade bewys. Daar het sy ontdek dat God se naam El Roi is. Genesis 16 vers 13 sê, U is 'n God wat my sien. Waarlik, hier het ek hom gesien wat my gesien het. Toe sy haarself later weer in die woestyn bevind en gedink het dat sy en haar seun gaan sterf, het God haar weer gesien. Hy het haar gehuil gehoor. Hy het weer eens in haar behoefte voorsien met sy genade. Genesis 21 vers 17 sê, moenie bang wees nie. God het gehoor. Die mooie van haar storie is dat ons daaruit leer dat God weet waar jy is. En hy wil jou daar met sy oorvloedige genade ontmoet. Hy is El Roi, die God wat sien. Hy sien jou vrese, hartseer en onsekerhede. Hy hoor 'n ma se hulpgeroep, hy verlos. Die grootste bewys hiervan is in sy verlossing van ons sonde aan die kruis, waar hy sy eie seun voorsien het, om as plaasvervanger die straf te betaal in ons plek. Die tweede storie het te maak met Naomi. Ons ontmoet in die boek Rut vir Naomi wat alles in die land Moab verloor het. Haar man is oorlede, daarna haar 2 seuns. Haar hartseer was swaar. Sy kon haar nie indink dat haar lewe ooit weer vrugte sou voortbring nie. Maar die Here het vir haar voorsien in Rut 'n onwaarskynlike oplossing. Haar skoondogter wat haar mense verlaat het om by Naomi aan te sluit op haar reis terug na Bethlehem. Hy het toe vir Rut 'n liefdevolle man en 'n kleinseun vir Naomi voorsien. En 'n gereelde tema in daardie storie het te maak met sy gesed liefde. Daardie liefde wat baie meer is as net vriendelikheid. Daardie liefde wat eintlik God se verbondsverbintenis aan mense is. Liefde wat sê, ek is daar vir jou. God ontmoet steeds moeders in desperate omstandighede met hierdie gesed liefde. Vir ma's in uitdagende situasies. In moeilike seisoene van ouerskap kan jy nog steeds vertrou op God se standvastige liefde en dat hy dit die beste bedoel. 'n Liefde wat getrou is, 'n liefde wat vir jou wil voorsien, 'n liefde wat sy beloftes nakom. Dieselfde God wat Naomi en haar hartseer verlos het en sy liefde en gesed liefde aan haar betoon het. En ook aan Rut strek daardie liefde ook na jou toe uit. En dan die jong tiener Maria. Eendag die engel Gabriël gesien wat vir haar gesê het dat sy die verlossing van die wêreld sou ervaar. Ek kan my nie indink hoe dit vir Maria moes wees om sulke nuus te hoor nie. Dan gaan sing sy daardie wonderlike lied. Sy skryf in Lukas 1 vers 49 en 50, hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen. Heilig is sy naam. Sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat hom vrees. Onthou tog, God roep jou nie as 'n moeder omdat jy altyd weet wat jy doen nie. Hy kies jou nie om die kinders groot te maak wat hy aan jou sorg toevertrou het omdat jy so bekwaam of so wys is nie. Inteendeel, hy wil hê jy moet leer om uit sy oorvloedige genade te kan lewe. Weet jy hoe sê hy in 2 Petrus 1 vers 3? Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot lewe en godsvrug dien. Hy gee vir jou alles wat jy nodig het. Ook dit wat jy nodig het om jou kinders groot te maak. Hy gee wysheid, krag en uithou vermoë. Wie, dis goeie nuus vir ma's. Dieselfde God wat sy genade oor Maria uitgestort het, wil dit ook vir jou doen. Elkeen van hierdie 3 moeders in die skrif het God se genade in hulle lewens teëgekom en hulle het sy getrouheid ervaar. Ek wil graag vir jou uitdaag, waar jy ook al vandag is. Vertrou dat God jou daar met sy genade sal ontmoet. Kom ons bid saam. Here, dankie vir ons ma's. Dankie vir hulle wat ons lewens vul met daardie mooie. Dat ons iets van u eienskappe ook in hulle kan sien. Amen.